altyd doen nie. Maar ons oë is op U. Ons vertroue is op U. Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons sê ons dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om in die huis by mekaar te kan kom. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om U naam te kan loof en prys, Here. Here, vanoggend wil ons soos koning Josafat sê, Here, ons weet nie altyd hoe nie, maar ons oë is op U. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wie wat sê nie, Here. Ons weet dat U kan. Maar vanoggend wil ons kom, Here, alle lof en alle eer en aanbidding aan U bring, Here. Here, ons wil vanoggend ons beste gee, omdat U U beste vir ons gegee het. Ons sê daarvoor dankie in Jesus naam. Amen. Ons sê alle saam sit vandag. Alive, alive, forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, he's the King. He's the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, he's the King. Almighty God we serve. Almighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Almighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. Almighty God we serve. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. Lift Him up for the world to see. He's satisfied with a prayer from you. I will draw near unto Thee. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. Lift Him up for the world to see. He's satisfied with a prayer from you. I will draw near unto Thee. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Here ons lief,
Die naam is groot. Hier is die lewe van Jesus. Halleluja. Look for me, oh, look for me, oh, look for me, goodness and power. All is right after me, love here. All is right after me, love here. Look for me, oh, look for me, oh. Look for me, goodness and power. All is what comes to me, Lord, here. All is what comes to me, Lord, here. There's so many steps, there's so many arms, there's so many in one and pardon. All is what comes to me, Lord, here. All is what comes to me, Lord, here. The gates of feet have seen the lion and me. The gates of feet have seen the lion and me. The lion and me. The Prince of Peace has come, saying, "Hear us, Almighty." The Prince of Peace has come, saying, "Hear us, Almighty." Nobody, nobody, hear us, Almighty. Nobody, nobody, hear us, Almighty. Prince of Peace has come, who is what the Prince of Peace has who is what goodness, 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 good enough for you, the unforgettable, unseen, all in place of hope. Oh, believe in your life, all another year will say, coming. Oh, believe in your life, all another year will say, coming. On the corner, on the unforgettable, unseen God, all in my soul. Oh, beauty and your open all the earth and morning. Oh, open all the earth and morning. Oh, this year, oh, this year, oh, this year, it's like the view, the sight for rain. I speak my sweet Lord, this year, I speak my sweet river. This the year, escape my this the year, for it's like the year, this night the night. Lof en eer is een het is voor mij om te weer, Jezus schenkt mij lief. Jesus schenkt mij lief. Jesus schenkt mij lief. Er is voor mij om te weer, Jezus schenkt mij lief. Halleluja, Jezus schenkt mij lief. Er is voor mij om te weer, Jezus schenkt
my lief. Jesus set my lief. Jesus set my lief. There's room for my dream. Jesus set my lief. Hallelujah. Jesus set my lief. There's room for my dream. Jesus come my all. Jesus come my all. Jesus come my all. There's room for my dream. Jesus come my all. Hallelujah. Jesus come my all. There's room for my dream. Jesus come my all. Jesus come my all. Jesus come my all. There's room for my dream. Jesus come my all. Hallelujah. Jesus come my all. This morning, my all. Leaving Jesus, leaving over the land. God is greater than my sin. This is nothing good. And this morning, my heart. And this morning, my heart. Leaving Jesus, leaving over the land. God is greater than my sin. This is nothing good. And this morning, my heart. Yes, indeed, lifted down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine, and no one wrong can just tell the story, the sinner has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am now forgiven. Never going to wrong. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the one wrong angels tell his story, my sinner has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. For my sins forgiven, I am not forgiven. Never wrong. You live in my life, keep me believe. You live in my life, I pray. You live in my life, keep me burning, burning, burning. Keep me burning to the way of things. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hosanna die hoogste, Here. Halleluja, Here. Dankie vir ons lief. Dankie vir jou goedheid, Jesus. Build your house on the rock. Build your house on the rock. Build your house on the rock, and it shall stand. There's no power on this earth that can stand against God's word. Build your house on the rock, and it shall stand. Build your house
joy that I have. The world didn't give it to me. The world didn't give it, and the world can't take it away. This joy that I have, the world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, and the world can't take it away. I'm a new creation. I'm a brand new man. All things have passed away. I'm born again. Born again. That's who I am. I'm a new creation. I'm a brand new man. Father, I place into your hands the things I cannot do. Father, I place into your hands the things that I've been through. Father, I place into your hands the sorrow and the pain. Meet my need. I pray in Jesus' name. Father, I place into your hands the things I cannot do. Father, I place into your hands the things that I've been through. Father, I place into your hands the sorrow and the pain. Meet my need. I pray in Jesus' name. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I will be. For I know that I can trust in thee. For I know that I can trust in you. Dank u, Here, dat ons in u vertrouw. Dank u dat ons al bestaan. I yes you. I yes you. Beyond fear and beyond this life, how good me so bright, how good I Jesus Christ me. Yes, beyond fear and the earth, the same is here. How good me sovereign, how good God, God Jesus Christ, yes, yes, yes.
Sacrifice of praise.
we worship your name. God in heaven, this place, holy, holy, we sing to Jesus Christ, our King. Worship, we worship, we worship your name. God in heaven, this way. Holy, 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 we sing to Jesus Christ, our King. Hallelujah, the Alpha and Omega. Hallelujah, the Most High. Hallelujah, the children's sorrows. It leads us from forward come. Hallelujah, the Alpha and Omega. Hallelujah, the black horse stands. Hallelujah, the truth Christ my sorrows. It leaves us from hopeful times. Worship, we worship, we worship your name. God in heaven, let's praise. Holy, 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 we sing to Jesus Christ, the King. Holy, 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 we sing to Jesus Christ, our King. Here, dankie dat ons vanoggend kan sing het. Heilig, 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 heilig. Here, soos wat die engele dit uiter voor die troon, Here. Kom ons en sê, Here, ons sê heilig. Heilig is U naam. Heilig, Here, is wie U is. Heilig is U werke, Here. Heilig is U oneindigende, onverdiende liefde, Here. Here, ons sê dankie, Here, vir die woord wat uitgaan volgende. Vir elkeen wat het hoor, elkeen wat het bereik. Here, maar ek vra so volgende, Here, help my om hierdie woord oor te dra. Here, dit is 'n moeilike woord. Dit is 'n woord wat my hart geslaan het, Here. Here, maak weet dit. U het dit gegee vir 'n rede. Sodat hulle wat dit hoor en hulle wat dit neem,
Here, wanneer dit in hulle harte saad skiet, Here, dat dit 'n goddelike verandering sal bring in hulle lewens. En ek dank U daarvoor in Jesus Christus naam alleen. Amen. So as jy jou Bybel by jou het vanoggend, maak saam met my oop aan die boek van Matteus. En ons gaan lees dan Matteus hoofstuk 26. Matteus 26 vanaf vers 14. Toe gaan een van die 12 met die naam Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee? En ek sal hom aan u oorlewer. En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. En op die eerste dag van die ongesuurde brode kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê moet ons vir u klaarmaak om die Pasga te eet? En hy antwoord, gaan na die stad, na sekere iemand en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby. By jou sal ek die Pasga hou met my disippels. Daarop die disippels gedoen soos Jesus hulle beveel het, en hulle het die Pasga berei. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. En terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand aan die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrywe is, maar wee daardie man, deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. En Judas wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom, jy het dit gesê. Sien, verraad is nie 'n ding wat oornag begin nie. Verraad is nie 'n ding wat jy net vanoggend opstaan en besluit, ek gaan vandag iemand verraai nie. Verraad is 'n ding wat in die hart poskiet na 'n ruk. Dit is nie 'n onmiddellike proses nie. Judas was nie 'n vreemdeling gewees nie. Judas was nie 'n Griek nie, hy was nie 'n Romein nie, hy was nie 'n Fariseer gewees nie. Judas het saam met Jesus geloop. Hy was een van sy volgelinge. Hy was deel van al die wonderwerke gewees. Hy was deel van Jesus se bedieningsspan gewees. Hy was daar gewees toe Jesus die visse en die broodjies neergemaak het, en Judas het gehelp uitdeel. Hy was deel van die manne gewees toe Jesus gesê het, gaan 2-2 na die verskillende dorpe toe. Gaan maak die mense gesond wat siek is en dryf demone uit. Hy het dit gedoen. Hy het saam met die ander gewerk. Judas het gesien hoe blinde oë oopgaan, hoe dowes hoor, hoe krepeles opgestaan het, hoe dooies opgestaan het uit die dood uit. En Judas het gekies nog steeds om Jesus te verraai. Judas het nog steeds gekies om die daad te gaan doen, om hom te verkoop. Judas het saam met Jesus geloop vir 3 jaar, maar Judas se hart was nie by Jesus nie. Sien, dit openbaar 'n baie ontstellende ding vir ons. Jy kan naby aan die Here lewe, maar jou hart kan nie noodwendig by die Here wees nie. Sien, Judas het na die priesters toe gegaan en
Hy het vir hulle gaan vra, hoeveel gaan julle vir my gee om hom te verraai? Wat is dit vir julle werd, dat ek hom vir julle moet gee? En hulle antwoord hom, sê vir hom, 30 stukke silwer. Dis wat ons vir jou gaan gee. Dit het geklink na baie geld. As jy vandag se prys moet silwer oorsit na die kommoditeite wat ons, is dit vandag baie geld. Maar daardie jare was 30 stukke silwer nie veel geld nie. 30 stukke silwer was die prys wat betaal is vir 'n slaaf. Ons is besig met ons jaarprogram wat ons lees, en as jy daar in Levitikus gaan lees, het die Here vir Moses al hierdie wette gegee, en hy het gesê, dat as jou os iemand anders as 'n slaaf deurboor het, moes jy vir hom 30 stukke silwer betaal het. Jy moes sy slaaf los gaan koop het. Jy moes die prys betaal het wat 'n slaaf betaal was. Hulle het dit vir Josef betaal. 30 stukkie silwer. Het hom gekoop as 'n slaaf. Sien, Judas het Jesus verkoop as 'n slaaf. Judas het die prys gekry vir Jesus wat 'n slaaf sou kry. Nie eers 'n slaaf nie, meester van 'n slaaf sou dit kry. Sien, hulle het besluit hoeveel Jesus werd was. En so baie van ons het al gesê, ek sal nie doen wat Judas gedoen het nie. Ek sal nie Jesus verkoop vir 30 stukke silwer nie. So baie van ons het al gesê, dat Judas het te ver gegaan. Hy het net een stapie te veel gevat. Sien, maar die waarheid is, almal van ons verruil vir Jesus. Die hartseer is net, ons doen dit vir minder as 30 stukke silwer. Ons doen dit vir klein gewoontetjies. Ons doen dit vir klein sonnetjies. Sien, ons kom en kyk na wat Judas gedoen het, en ons skud ons kop en ons veroordeel vir Judas. Maar dan kom ons en ons het nie vergifnis nie, en ons verruil Jesus vir onvergifnis. Ons verruil Jesus vir bitterheid. Ons verruil Jesus vir trots en vir sukses. Ons verruil hom vir die goedkeuring van mense. Ons verruil Jesus vir sosiale media, vir die TV, vir eerder 'n kuier saam met my vriende, as om op 'n Sondagoggend in die kerk te wees. Ons verruil Jesus vir populariteit. Solank mense van my hou, is alles alright. Esau het presies dieselfde ding gaan doen. Hy het sy geboortereg verkoop vir 'n bordjie sop. Nie eers 'n lekker sop nie. Goedkoop sop, lensie sop. Ons lees daar in Hebreërs 12, hy sê, Paulus skryf, hy sê, laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n heilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eerste geboortereg verkoop het. Vir een bordjie sop het hy gegaan en verraad gepleeg. En ons kom en ons verkoop ons verhouding met die Here vir lekker kry. Ons verkoop ons verhouding met die Here vir gewoontes en tradisies wat nie plek het in die koninkryk nie. Ons verkoop ons verhouding vir die Here vir tydelike plesiertjies in die lewe. Goed wat my net nou vinnig gaan laat lekker voel. Wat my nou gaan laat beter voel. En dan môre is ek maar weer in dieselfde bootjie. Voel maar net so sleg soos wat ek gisteroggend gevoel het. Sien, verraad dra 'n baie hoë prys. Vir die priesters was dit dalk 30 stukke silwer gewees. Sien, Judas het gedink, as hy Jesus verraai, hy gaan geld kry.
Hy het dalk gedink hy gaan die geld gebruik en die armes help meer. Judas het aanvanklik gedink, hy doen die regte ding om Jesus te verraai. Matteus 27 lees ons dit baie duidelik, wat het Judas gekos het om Jesus te verraai. Dit het hom nie 30 stukke silwer gekos nie. Hy sê daarna het Judas sy verraaier toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry. En die 30 silwerstukke is teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Sien, vir Judas was die prys van verraad nie net 30 stukke silwer nie. Die prys het sy lewe gekos. Daai geld kon nie vir hom vrede bring nie. Daai geld kon hom nie beter laat voel om te weet, hy het 'n onskuldige persoon oorgelewer, sodat hulle hom kon doodmaak nie. Sien, sonde beloof vir ons so baie dinge. Sonde beloof dat jy gaan lekker voel. Het gaan jou beter laat voel. Jy gaan ontspan. As jy sonde betaal so min. Sonde betaal nie eers 30 stukke silwer nie. Die grootste tragedie was nie dat Judas Jesus verraai het nie. Petrus het vir Jesus verraai. Petrus het hom 3 keer verraai. Sien, maar die verskil is dat Petrus het berou gehad. Petrus het teruggegaan na Jesus toe en hy het gesê jammer. Judas het dit nie gedoen nie. Die tragedie van Judas is, hy het nie teruggegaan na Jesus toe nie. Hy het nie gaan sê jammer nie. Hy het eerder gekies om weg te hardloop. Hy het gekies om sy eie lewe te gaan neem. Daar is so groot verskil tussen om te val en om heeltemal weg te draai van die Here af. Judas het totaal al weggedraai. Petrus het net geval. En hy het erken hy het geval. En hy het teruggegaan na Jesus toe. Sien, verraad begin nie oornag nie. Jy kan nie vanaand gaan slaap en môreoggend opstaan en sê, vandag is ek 'n verraaier, vandag gaan ek Jesus verraai nie. Of vandag gaan ek my familie verraai nie. Dit begin met kompromie. Verraad begin met klein dinge. En die Bybel kom en gee vir ons 'n kykie na Judas se hart. Wat in sy hart gebeur het. Ons lees daar in Johannes 12 vanaf vers 4, hy sê, toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai. Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beursie gehad het en die bydraes geneem het. Sien, Judas se probleem het nie begin toe hy besluit het om Jesus te verraai nie. Judas se probleem het begin toe hy die beursie in sy sak gehad het. Eers 'n bietjie geld, toe 'n bietjie meer geld. Toe raak hy geldgierig. Toe raak sy hart al hoe harder. En ewe skielik vaar die duiwel in Judas in en Judas besluit om die Here te verraai. Verraad gebeur nie oornag nie, dit gebeur met klein goedjies wat ons toelaat. Klein kompromie wat ons toelaat. En voor jy jou kry, kom jy agter jy het die Here verraai. Sien, niemand begin om te sê dat ek gaan vandag die Here verraai nie. Niemand van ons staan op en sê vanoggend, ek gaan die Here vandag verruil nie. Dit begin met die klein kompromie. Ek staan op en ek raak onmiddellik besig
En ek bid nie vanoggend nie, ek sal vanaand bid. En kom vanaand en dan het ek dit ook nog nie gedoen nie. Begin met, ek vergeet om my Bybel te lees. Ek sal dit net nou doen. Net nou sal ek 'n tydjie kry, net nou is ek besig. En dan vergeet ek dit om dit weer te doen. My ouma het altyd vir ons gesê, van afstel, kom uitstel. Wat ek nie nou doen nie, gaan ek in elk geval nie net nou doen nie. Klein kompromie wat ons toelaat. Daai klein sondes wat ons toelaat in ons lewe, want ons dink dit is nie so erg nie. Het gaan nie so groot verskil maak nie. Sien maar, wanneer ons 'n deur ooplaat, maak nie saak hoe groot daai deur is nie. 'n Klein deur bring 'n groot duisternis. 'n Klein deur laat 'n groot duisternis in jou lewe inkom. Sien, die Bybel sê dat die duiwel het in Judas ingevaar. Sien, daar was dalk nie onmiddellike oop deur gewees nie. Die duiwel het geduldig gesit en wag vir daai oop deur om te kom. Hy doen presies dieselfde met ons. Hy sit geduldig en wag. Laat jy 'n oop deur maak. Geduldig wag hy. Ek kan onthou, my ouma het altyd vir my gesê, gee vir hom die pinkie, en hy gryp die hele arm. Sien, wanneer ons bitterheid toelaat, wanneer ons onvergifnis toelaat, wanneer ons kom en sonde begin verdedig, dat dit nie so moeilik is nie, dat dit nie so verkeerd is nie. Wanneer ons daai kompromie toelaat, maak ons daai klein deur oop. Daai halwe deur. Jy gee vir hom die pinkie, dat hy die hele arm kan gryp. Maar in Efesiërs het Paulus 'n ding geskryf. Hy sê, gee vir die duiwel geen plek nie. Moet hom nie eers 'n pinkie gee nie. Sien, die goeie nuus is, wanneer ons die hart oopmaak, is die Here daar. Wanneer ons terugkom na hom toe en sê, Here, ek het 'n fout gemaak, hy is daar. Hy sal weer inkom. Hy sal weer herstel. Die Gees van God sal weer volmaak. Sien, 30 stukke silwer is die prys wat hulle gesê het wat Jesus werd is. Sien maar, Jesus se waarde kan nie bepaal word nie. Ons kan nie 'n prys op bloed sit nie. Jan Petrus 1 lees ons, hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur vaders oorgelewer is, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Daar kan nie 'n prys gesit word op bloed nie. Ons het nie genoeg goud en silwer om daai prys ooit te kan betaal nie. Sien, Jesus die een wat seun van God is, die een wat die redder van die wêreld is, die een wat die koning van al die konings is, wat ons hoëpriester is, die een wat vir jou intree by God, wat jou voorspraak is, hy wat gesien word as die lelie van die dale, as die roos van Saron, as die skoonste van 10.000, hy het toegelaat dat hy verraai word. Jesus kon dit gekeer het. Hy kon vir Judas gesê het, jy gaan dit nie doen nie. Hy kon Judas uit die kamer uitgejaag het, nog voor hy sy voete gewas het. Maar hy het gekies om het toe te laat dat Judas hom verraai.
Omdat hy die prys wou betaal vir ons. Omdat hy besluit het, jy is die moeite werd om voor te sterf. Jy is die moeite werd dat sy bloed vir jou vloei. Sien, dit gaan nie so seer oor wat Judas gedoen het. Dit gaan oor wat jy doen. Dit gaan oor of jy besluit of jy Jesus gaan verwerp, of jy besluit of jy hom gaan verruil vir dinge. Dit gaan oor of jy besluit of jy Jesus op die backburner gaan sit. Hy is net goed genoeg wanneer jy sy hulp nodig het. Hy is net goed genoeg om na te hardloop toe die dag wanneer dit moeilik gaan. Gaan oor of jy besluit om eerder vir die Here te sê, ek kyk na jou toe, ek wil jou aanvaar, ek wil jou hê, jy moet deel van my lewe wees. Dit is soos 'n koning Josafat te maak, en te sê, Here, maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie, hoe de mekaar alles is. Ek kyk na U. Ek kyk op na U. Almal van ons ken daai portret. Daar is die portret wat Leonardo da Vinci geskilder het oor die laaste avondmaal. Hy het dit geskilder hier in die laat 1940s, of nie 1940, 1490s. Laat 1490s het Leonardo da Vinci hierdie portret geskilder. En hulle vertel dat, as jy gaan en jy gaan doen die navorsing oor hoe hy op alles gekom het en hoe hy dit begin het. Hulle sê dat hy het spesifiek gesoek vir sekere mense om elkeen in die portret voor te stel van die 12 disippels. Hulle sê hy het baie lank gesoek na iemand om Jesus se gesig uit te beeld. Hy het spesifiek iemand gesoek wat sy gesig sag is, wat sy gesig liefde uitbeeld, wat sy gesig vrede uitbeeld. En hulle sê, op 'n dag kry hy 'n man, so 19 jaar oud, wat sy gesig vir hom lyk soos die gesig van Jesus. En hy vra van die man of hy hom kan skilder, en sê Leonardo da Vinci skilder die man. En vir baie lank het die portret stil gestaan, want hy het nog een persoon gekort, en dit was Judas. En hy kon net nie iemand kry wat 'n gesig gehad het soos Judas nie. Hy het iemand se gesig gesoek wat hard is. Iemand se gesig wat pyn wys, wat die gebrokenheid van die wêreld op het. Daai gebrokenheid van verraad gedra het. En as jy gaan lees, hulle sê, hy het vir amper 7 jaar gesoek na Judas se gesig. Hy kon net nie die gesig kry nie. En op 'n dag hoor hy van 'n man wat in 'n tronk sit in Rome. En hulle sê vir hom, hierdie man se gesig is die regte gesig. Hy gaan en hy het 'n brief gaan skryf aan die owerhede om spesiaal toestemming te kry om hierdie man te sien, en spesiaal toestemming te kry juis om sy gesig te skilder. En hy stronk toe en hy gaan sit in 'n kamer, alleen saam met hierdie man. Dus hierdie man se gesig was vol littekens van die lewe. Jy kon sien, dit was swaar. Jy kon sien die hartseer, die spyt wat op sy gesig was. Al die skuld en die pyn wat dit gedra het. En hulle vertel terwyl Leonardo da Vinci en hierdie man in hierdie kamer alleen sit, in doodse stilte, en hy sy gesig skilder, begin hierdie man huil, vreeslik te huil. En hy vra vir hom, hoekom huil jy? En die man sê vir hom, herken jy my nie? Hy sê, 7 jaar terug
jy my geskilder, is die gesig van Jesus. Iets het gebeur in 'n tyd tussen die gesig van Jesus en die gesig van Judas. Waar iemand se lewe verraad gesmaak het. Waar hy gesien het wat verraad gedoen het. Sien, dis dinge wat gebeur wanneer jou hart wegdryf van die Here af. Wanneer jou hart weggaan van God af. Wanneer kompromie inkruip. Wanneer ons Jesus verruil vir die lekker dinge. Wanneer ons Jesus verruil vir sonde en bitterheid en onvergifnis en trots en populariteit. Wanneer ons Jesus verruil vir allerlei dinge in plaas van sy hart. Sien, solank as wat jy nog asemhaal, kan God herstel. Solank ons nog asemhaal, kan hy weer heel maak en vernuwe. Solank ons nog asemhaal, kan hy 'n nuwe begin gee. Maak nie saak hoeveel keer jy val nie. Petrus het 3 keer geval en hy het teruggegaan na die Here toe. En Jesus het gesê, Petrus, jy is die rots waarop ek die kerk gaan bou. Sien, hou jou 'n eerlike vraag vra vanoggend. 'n Baie eerlike vraag. Vir hoeveel het jy Jesus verruil? Wat was die prys wat vir jou gegee was om hom te verruil? Wat was die dinge wat vir jou aangebied was? Wat so lekker was, dat jy die Here verruil het? Dat jy jou verhouding met die Here verkoop het vir 'n bordjie lensiesop? Sien, maar daar is altyd goeie nuus. God se genade is soveel groter as wat jou verraad is. God se genade is soveel groter as die dinge wat ons gedoen het. Sy genade, sy oneindigende liefde is soveel groter as die kere wat jy hom verruil het vir 'n tydelike plesier. Vir ietsie wat jou net vir 'n tydjie laat lekker hervoel het. Sien, maak nie saak hoeveel keer jy die Here gefaal het nie. Maak nie saak hoeveel keer jy geval het nie. As een ding wat die Here altyd sê, hy sê kom huis toe. Kom terug. Sien, in die nag wat die Here verraai is, toe hy saam met hulle aan die tafel sit, toe neem hy 'n stuk brood en hy sê, hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek is. Hy het vir hulle gesê, neem en eet dit. Het deel aan dit. Hy het gesê, hier is die beker, die bloed van die nuwe verbond. Het deel daaraan. Want is bloed wat vir jou vloei. En vanoggend sê die Here, kom huis toe. Kom terug. Maak nie saak wat die prys was waarvoor jy hom verruil het nie.